Kom ek vertel jy gou 'n bietjie van Viktor Frankl. Viktor Frankl was 'n Joodse psigiater en hy het in Wene in Oostenryk 'n baie florerende praktyk gehad voor die Tweede Wêreldoorlog. Met die Tweede Wêreldoorlog het die Nazis hom in 'n krygsgevangenekamp gesit en hy beskryf in sy boek Man's Search for Meaning dat hy agtergekom het en eintlik het hy hierdie idees gehad al voor die oorlog en hy het dit maar net in aksie gesien, in werklikheid gesien hoe dit werk in mense se lewens. Hy sê die mense in die konsentrasiekamp saam met hom wat 'n rede gehad het om te leef, om te oorleef. Hulle het dit gemaak. As jy nie rede gehad het nie, as daar nie iets was wat betekenis, wat sin aan jou lewe gegee het nie, sê hy, het hy gesien dat daardie mense die eerste was om dood te gaan. Hulle het dit net nie oorleef nie. En in sekere opsigte is dit so waar, jy weet, as 'n mens nie rede het om op te staan in die oggend, om iets wat sin aan jou lewe gee nie, dan dryf jy maar net rond, nê. Nou, hy publiseer hierdie Man's Search for Meaning in 1946, dis net na die oorlog. Hy publiseer 'n ander boek ook in 1946 en dis in Engels vertaal The Doctor and the Soul. Nou hierin praat hy oor die rol wat die psigiater dan nou speel om mense te help om sin aan hulle lewe te gee. Want hy is nie 'n Christen nie, hy is 'n Jood, ek weet nie hoe sterk sy Joodse geloof was nie, maar vir alle praktiese doeleindes het jy moes gaan soek en die psigiater dan moet mense help om te gaan soek na 'n rede om te wil leef hier diep binne in jou. Nou vertel Frankl in sy autobiografie hoe hy en sy vrou in Wene gestap het een dag en hulle stap by hierdie kathedraal en dis hierdie indrukwekkende gotiese gebou en hy hoor die orgelmusiek binnekant en dis asof dit hom intrek. Nou hy was nog nooit binne hierdie kathedraal gewees nie, maar daardie dag gaan hy en sy vrou in en hulle gaan sit en die priester begin met sy preek. En die priester, wat natuurlik nou nie eens weet wie hy is nie, seker nie eens raak gesien het nie, die priester kom en hy trek te velde daardie dag teen 'n sekere Viktor Frankl wat hier in Wene is. En hierdie boek wat hy geskryf het oor die rol van die psigiater. En hy trek omtrent alles wat vir Viktor Frankl van waarde is uitmekaar uit. Viktor Frankl sit daar en hy moet hoor wat hierdie man sê oor sy hele lewenswerk. En nou sê Frankl die volgende in sy autobiografie. How many minutes had passed from my birth up to that sermon, up to the point of our visit to the votive church for the first time. How minuscule the chance that I would enter at exactly the moment when the priest mentioned me in his sermon. I think the only appropriate attitude to such coincidences is not even to try to explain them. Anyway, I am too ignorant to explain them and too smart to deny them. Kom ek sê vir jou, ek is oortuig van dat toeval niks anders is as die hand van God in aksie om iemand te help nie. Ek glo nie in toevalligheid, in toeval, in chance, in geluk nie. Nou, interessant dat selfs Albert Einstein na bewering die volgende gesê het. Hy sê toeval is God se manier om anoniem te bly. As Christen bou ons lewe op hierdie oortuiging dat God ten volle in beheer is van alle dinge. So die Bybel begin met, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Die Bybel eindig met Christus wat sê, kyk, ek kom gou. En tussen daardie begin wat die Here geskep het en daardie einde wat Jesus gaan bring met die wederkoms, gebeur niks wat nie deur God toegelaat word, wat nie deur die Here ingetrek word in sy plan. Dis nie alles noodwendig goeie dinge wat gebeur nie, maar op een of ander manier kom die Here in sy genade en hy laat al hierdie dinge saamwerk om sy plan in werking te stel, en sy plan is goed, sy plan is vir die redding van mense, sy plan is vir die welsyn van mense, sy plan word gedryf deur die liefde wat hy het vir mense. En vir God is daar nie so iets soos toevallig nie.
Selfs baie nie-Christene vandag sal jy kry wat ook nie glo in toeval nie. Nou die neiging ons nou vandag is om te praat van the universe. Jy weet hierdie geloof, daar's kosmiese kragte aan die werk agter die skerms wat beskik wat met jou gaan gebeur in jou lewe. En ek dink is seker die naaste wat die ongelowige kan kom in die erkenning dat daar 'n God is wat aan die werk is in ons lewens, the universe. Kom ons skrap maar al die idees oor die universe, kom ons praat van die Here, want dis God, dis die lewende God wat regtig waar in beheer is van dinge. Ja, en wat dinge laat gebeur tot voordeel van sy eer en tot voordeel van mense en hulle behoeftes. Nou sien 'n pragtige voorbeeld van hoe God dinge laat saamwerk om raad op mense se situasies te verander. En ons sien dit in 2 Konings 8. Nou, ek praat die afgelope paar weke dan nou elke week oor hierdie onderwerp raad op mense. En dalk sit jy maar vanaand en vandag of oggend waar jy ook al is in jou omstandighede en jy worstel want jy het nie raad vir jouself. God raak nooit raad op. God het altyd sy plan wat hy in werking wil stel. So as ons mooi 2 Konings 8 wil verstaan, daardie greep wat ek nou gaan lees, moet ons teruggaan na 2 Konings 4 toe. Nou in 2 Konings 4 ontmoet ons die profeet Elisa en 'n vrou van Sinem, word genoem sommer die Sinamitiese vrou. Dis 'n vrou wat haar ontferm het oor Elisa en sy het vir Elisa 'n spesiale vertrek ingebou by hulle huis waar Elisa kon bly wanneer hy in die omgewing is. So sy het hierdie hart gehad vir Elisa om vir hom te sorg. Elisa wou baie graag weer uit dankbaarheid iets vir haar doen. Hy het nie mooi geweet nie. Nou vra hy vir sy dienaar Gehasie. 2 Konings 4 en ek lees vers 14 tot 17. Lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Is daar nie tog iets wat ons vir haar kan doen nie? Gehasie sê toe, sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud. Gaan roep haar weer, sê Elisa vir hom. Toe die vrou terugkom, sê Elisa vir haar terwyl sy in die deur staan, volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun in jou arms vashou. Nee meneer, maak sy beswaar, asseblief man van God, moenie vir my onwaarhede vertel nie, maar die vrou het swanger geword. 'n jaar later het sy 'n seun in die wêreld gebring, net soos Elisa vir haar gesê het. So deur 'n goddelike wonderwerk word hierdie vrou swanger, en dan skenk sy geboorte aan 'n seun, toe daar geen menslike hoop meer was, dat sy swanger kon word nie. Maar 'n paar jaar later gebeur die ondenkbare, hierdie kind wat die Here vir haar gegee het, sterf. Sy haas haar na Elisa waar Elisa is. Nou lees ons verder in 2 Konings 4 vers 27. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, val sy op die grond voor hom en gryp sy voete. Gehasie het probeer om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar met rus, sy is diep bedroef en die Here het dit nie vir my bekend gemaak nie. Toe sê sy, meneer, het ek jy gevra vir 'n seun? Het ek dan nie gesê, jy moenie vir my valse hoop gee nie? Elisa roep toe vir Gehasie, maak jou gereed, vat my kierie in jou hand en gaan, moenie met enigiemand op die pad praat of hom groet nie, gaan gou en sit die kierie op die seun se gesig. Die seun se ma sê, so seker as die Here leef en u self ook leef, ek sal nie huis toe gaan, tensy u met my saamgaan nie. Elisa het opgestaan en saam met haar gegaan. Gehasie het vooruit gegaan en die kierie op die kind se gesig gesit, maar daar was geen teken van lewe nie. Gaan toe terug na Elisa toe en sê vir hom, die seun het nie wakker geword nie. Toe Elisa daar aankom, het die kind nog dood op die profeet se bed gelê. Hy het alleen ingegaan, die deur agter hulle twee toegemaak en tot die Here gebid. Nou is dit net hy en die kind daarso, en ek is nie seker of Gehasie in die vertrek was of nie, seker nie. Toe gaan lê op die seun met sy mond op die van die seun, sy oë op die seun sin en sy hande op die kind sin. Die seun se liggaam het begin warm word. Elisa staan toe op, stap 'n paar keer heen en weer in die kamer, toe gaan lê hy weer op die seun. Hierdie keer het die seun 7 keer genies en sy oë oopgemaak. Elisa beveel toe vir Gehasie, gaan roep die Sunamitiese vrou. Toe sy inkom, sê Elisa, hier, vat jou seun. Sy kom toe, val voor hom neer en buig voor hom, oorstelp van dankbaarheid. Sy het haar seun opgetel en hom ondertoe gedra. Nou met dit in gedagte, kom ons gaan na 2 Konings die 8ste
8ste hoofstuk en daar die eerste 6 verse. Nou lees ons weer van hierdie vrou. En ons sien so duidelik een van daardie sogenaamde toevallighede in die Bybel, waar die hand van God so duidelik gesien kan word. 2 Konings 8 en daar vers 1 tot 6. Elisa het vir die vrou wie se seun hy weer laat lewe het gesê: roep jou gesin bymekaar en trek weg na 'n ander plek toe, want die Here het bepaal dat daar oor Israel 'n hongersnood sal kom wat 7 jaar sal duur. Die vrou het gemaak soos die man van God vir haar gesê het. Sy en haar gesin het toe vertrek en 7 jaar lank in die land van die Filistyne gaan woon. Toe die hongersnood na 7 jaar verby was, het sy teruggekeer uit die land van die Filistyne. Sy het na die koning toe gegaan en hom gesmeek om haar huis en haar grond weer terug te kry. Intussen het iemand anders die grond opgeëis. Hoor hierso. Die koning vers 4 was besig om met Gehazi, die dienaar van die man van God, te praat. Die koning het so pas vir hom gesê, vir Gehazi gesê: vertel my tog van al die groot dinge wat Elisa gedoen het. Gehazi was besig om die koning te vertel van die seun wat Elisa weer laat lewe het. Op daardie oomblik het die ma van die seun ingekom om haar versoek oor 'n huis en 'n grond aan die koning te stel. Hier is die koning, hy wil meer weet van hierdie wonderwerke wat Elisa gedoen het. Gehazi, vertel vir hom van die seun wat hierdie Elisa uit die dood uit opgewek het. En op daardie oomblik stap die ma van die kind voor die koning in. My heer, roep Gehazi uit, dis die vrou en dis haar seun, die een wat Elisa weer laat lewe het. Nou vra ek vir jou, wat is die toeval? Wat is die kans dat so iets sommer gebeur? Maar God werk nie met toevalligheid nie. God werk met wat hy beplan het. As dit so vra die koning vir haar. Sy het hom toe alles vertel. Daarop beveel hy een van sy amptenare om haar behulpsaam te wees en te sê: jy moet sorg dat sy alles terugkry wat aan haar behoort, ook die waarde van enige oes wat gedurende haar afwesigheid ingesamel is. So, praat nie van toeval nie, nee. God se aksie om dinge te laat gebeur tot voordeel van 'n baie spesifieke persoon. Daar's heel wat ander voorbeelde in die Bybel waar God omstandighede so in lyn bring met die behoefte van 'n mens op daardie oomblik. Kom ons dink gou 'n bietjie hoe Isak sy vrou gekry het. Nou in Genesis 24 kry Abraham se diensknegt opdrag om vir Isak 'n bruid te gaan soek en hoe nou gemaak? Die diensknegt gaan op reis en op 'n plek waar hy kom, bid hy dat God die regte meisie na hom toe sal laat kom. En dan noem hy vir God presies hoe hy sal weet dat sy die een is wat God uitgekies het. Nou hoor, vertel hy self in Genesis 24 en daarvan in vers 42 wat gebeur het. Nou vertel hierdie dienaar van Abraham: vanmiddag, toe ek by die fontein aankom, het ek so gebid: o Here, God van my meester Abraham, laat my tog asseblief slaag. Hier staan ek nou by die fontein. Ek sal vir 'n meisie wat kom water haal vra: gee my asseblief water om te drink. As sy vir my sê: sekerlik, drink gerus en ek sal sommer vir jou kamele ook water gee. Here, laat sy die een wees wat u bestem het as vrou vir die seun van my meester. Nou sê hy: ek het skaars so saggies klaar gebid of ek sien Rebekka aankom met 'n waterkruik op haar skouer. Sy het afgegaan na die fontein toe en haar kruik volgemaak. Ek sê toe vir haar: gee asseblief vir my water om te drink. Sy het dadelik die kruik van haar skouer laat afsak sodat ek kon drink en gesê: sekerlik meneer, en ek sal ook vir jou kamele water gee. Dit het sy gedoen. Hy sê, toe ek haar vra wie se dogter sy is, het sy gesê: my pa is Betuel, die seun van Nahor, en sy vrou Milka, met ander woorde, dis die regte familie vir 'n vrou vir Isak. Dis
toe dat ek haar die neusring en armbande gegee het, ek het gebuig en die Here aanbid. Ek het die Here, die God van my meester Abraham geloof, omdat hy my op die regte pad gelei het, sodat ek 'n vrou uit die familie van sy meester se bloedverwante kon kry. Hy sê ek het skaars saggies klaar gebid of daar kom die antwoord. Toevallig? Nee, ek dink nie so nie. Die ander storie wat ek graag wil, 'n bietjie vinnig daar wil kyk, is hoe Saul die koningskap gekry het. Saul se pa se donkies het verlore geraak en Saul moes hulle gaan soek. Nou, die soekdag is egter vrugteloos en Saul besluit om die profeet Samuel se hulp te gaan vra. En weer eens sien ons die presiese sameloop van omstandighede, soos God dit beplan het. Op die regte oomblik, op die regte plek ontmoet Saul en Samuel mekaar. 1 Samuel 9 en daarvan in vers 14. Is nou Saul hulle teen die steilte opgegaan. Toe hulle die dorp binnekom, kom Samuel hulle tegemoet terwyl hy op pad was om op te gaan na die hoogte toe. Die Here het al die vorige dag vertroulik aan Samuel bekend gemaak dat Saul sou kom. Hy het gesê, môre, omtrent hierdie tyd, sal ek 'n man uit Benjamin na jou toe stuur. Salf hom tot leier van my volk Israel. Hy sal hulle red van die mag van die Filistyne, want ek het die nood van my volk raak gesien en hulle hulpgeroep gehoor. Toe Samuel vir Saul sien, sê die Here vir hom, dit is die man waarvan ek jou vertel het. Dink net weer, toeval dat die een waaroor die Here gepraat het met die profeet, die een is wat daar so voor hom verskyn? Nee, ek dink nie so nie. Toe Samuel vir Saul sien, sê die Here vir hom, dis die man waarvan ek jou vertel het, hy sal oor my volk regeer. Op daardie oomblik gaan Saul na Samuel toe en vra, nee, hoor my, op daardie oomblik toe die Here met hom praat, gaan Samuel is daar en op daardie oomblik gaan Saul na Samuel toe. Kan jy asseblief vir my sê waar die huis van die siener is? Ek is die siener, antwoord Samuel. Gaan so lank voor my teen die hoogte uit na die offerplek toe. Daar sal ons saam eet en môreoggend sal ek vir jou sê wat jy wil weet en jou dan laat gaan. En moet jy nie meer bekommer oor jou pa se donkies wat 3 dae gelede weggeraak het nie, want hulle is alreeds gevind. Die hoop van die hele Israel is egter op jou en jou familie gerig. Kyk net hoe werk die Here. Verlore donkies, kry hulle nie, gaan soek die man van God. Die Here het klaar met die man van God gepraat, en op presiese tyd wat die Here gesê het, daar is Saul, sodat die man van God hom kan salf as die nuwe koning. En is daar 'n ander storie weer in die Bybel, en dis die een van Mordegai. So in die boek Ester lees ons van hierdie goddelose Haman, wat 'n komplot beplan het om Mordegai dood te maak. En uit hierdie galg en al wat bou, alles was gereed vir die teregstelling van Mordegai. En die nag voor sy dood kon koning Ahasveros nie slaap nie. En die koning sê, bring 'n bietjie vir my die boekrolle oor die geskiedenis. Alles wat gebeur het in sy bewind. En daar's 'n diensknegt en dan nou lees hy die geskiedenis. Onder andere lees hy van 'n Jood met die naam van Mordegai, wat die koning laat waarsku het, want daar was 'n komplot teen die koning se lewe. Die volgende oggend wil die koning weet, hoe is hierdie Mordegai vereer? Hoe is hy bedank? Hoe is hy beloon vir sy getrouheid, dat hy die koning se lewe gered het eintlik? En hy hoor, nee, niemand het ooit vir hom dankie gesê nie. Nou op daardie oomblik kom die een wat Mordegai wil laat doodmaak, kom hy by die koning aan. Sy plan is om vir die koning te vra, toestemming te vra, sodat hy hierdie Mordegai kan hang. Nou, praat van goddelike tydsberekening, nee. Ons lees Ester 6, daar vers 3. Die koning vra, wat 'n beloning of erkenning het Mordegai hiervoor ontvang, waar die koning weet, sy amptenaar het geantwoord, hy het niks gekry nie. Dan vra die koning, wie is daar in die voorhof, waar die koning weet? Haman was juist besig om van die buitenste voorhof van die paleis in te kom. Hy wou by die koning toestemming kry, dat Mordegai in die galg wat Haman vir hom laat oprig het, opgehang moes word. Die amptenare van die koning sê vir hom, dit is Haman wat in die voorhof staan. Laat hom aankom, sê die koning.
Toe Haman inkom, vra die koning vir hom, wat dink jy moet gedoen word vir iemand wat die koning graag wil vereer? Haman het by homself gedink, vir wie anders sou die koning eerder wil vereer as vir my? Hy antwoord toe vir die koning, as die koning iemand graag wil vereer, moet hulle van die koning se klere bring wat hy self gedra het, en die perd waarop die koning self gery het, met die koning se embleem op sy voorkop. Die klere en die perd moet vir een van die hoogste amptenare van die koning gegee word, en hy moet die klere aantrek vir wie die man, vir die man vir wie die koning graag wil vereer. Die amptenaar moet dan die man op die perd laat ry en hom oor die stadsplein lei terwyl hy uitroep, dit is wat gedoen word met die persoon wat die koning graag wil vereer, en hy verwag het gaan hy wees. Uitstekend, sê die koning vir Haman, vat dadelik van my klere en my perd, gaan doen dan soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai, wat in die poort van die paleis bly. Moet niks nalat van alles wat jy gesê het nie. Weer, is dit toeval? Kyk net hoe werk die Here. Hierdie man kom, hy beplan onheil vir Mordegai. Die koning kry die begeerte om die geskiedenisboeke te lees, dan hoor hy van Mordegai, hy besluit hy gaan hom vereer. Op die oomblik wanneer hy dink, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek Mordegai vereer? Stap Haman daar, en Haman kry die werk. En ja, hy lei hom nie na die galg nie. Hy lei hom om hom te vereer daarna. Jy sien, wat God vir Abraham se diensknegt en vir Saul en vir Mordegai doen, wys net, hy kan dinge laat gebeur tot voordeel van mense. Snap het vandag in jou situasie, in jou raadop situasie, wat God gedoen het vir Abraham se diensknegt, wat God gedoen het vir Saul, wat God gedoen het vir Mordegai, kan hy doen ook vir jou. Wanneer daardie skynbare toevallighede gebeur, is dit juis God wat die sameloop van omstandighede so laat saamloop om te wys hoe baie hy omgee vir ons. En dink aan Jesus Christus se kruisdood. Jesus se dood was nie toevallig gewees nie. Dit was nie die ongelukkige toeval van omstandighede nie. Jesus het vrywillig na die kruis toe gegaan. Dis God se plan. Dis hoe die redding wat die Here beplan het in werking getree het. Nou lees ons Galasiërs 4 vers 4. Maar in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. In die volheid van die tyd, toe die oomblik reg was. Jy sien hierdie term volheid van die tyd verklaar dat God in beheer is van die geskiedenis. Nou God het vooraf 'n spesifieke tyd in die wêreldgeskiedenis bepaal wat Jesus Christus na hierdie wêreld sal kom. So die periode voor die volheid van die tyd was die wagtyd gewees, nee. God het in die Ou Testament beloftes gemaak van die verlosser wat gebore sou word. So voor die volheid van die tyd was belofte tyd, waar die mense gewag het vir die verlosser om gebore te word. Die volheid van die tyd breek aan toe Jesus na hierdie wêreld gekom het. Dis die hoogtepunt van die gang van die geskiedenis. Die dood en die opstanding van Jesus wys vir ons hoe groot God se liefde vir die wêreld is. Die Bybel leer vir ons, God is liefde. Die Bybel praat nie van God is partykeer liefdevol, partykeer tree hy liefdevol op en ander keer weer nie liefdevol op nie. Nee, God is altyd liefdevol, want dis sy karakter. Dis wie hy is. God kan nie verander nie. God kan nie ophou om God te wees nie, en solank hy God is hy God wat hier ontsettende liefde het vir mense. En soveel meer vir mense wat swaar kry. Mense wat raadop is en nie antwoord het vir hulle omstandighede nie. Alles wat God doen is in ooreenstemming met sy liefdevolle karakter. Kom ek sê, ons het dit die laaste paar weke gesien, ons het dit nou weer gesien. God het maniere om hopelose situasies om te keer in getuienisse van wat hy gedoen het. Getuienisse waar hy getrou was aan wie hy is, die Here. Hoe het ons die kenmerke van die Here wat ons leer ken het in die weke wat verby is? God is alwetend. Hy weet presies wat aan die gang is ook in jou lewe. God is alomteenwoordig. God is by jou in jou omstandighede.
En God is almagtig, hy kan doen wat ook al nodig is om dinge te omskep. En hy doen dit omdat hy die liefdevolle God is, die God wat omgee vir jou. Abraham se diensknegt het saggies in sy hart gebid, weet en wat ek en jy moet doen is om maar net op daardie plek te kom waar ons die Here vertrou, waar ons God vra om vir ons te help in ons omstandighede. Saul weer wend hom na Samuel, en Samuel is die man van God, so hy kom, hy wil hulp hê by die Here se verteenwoordiger. Elisa is die Here se verteenwoordiger, hy is die siener, hy is die profeet, en hierdie Sunamitiese vrou haas haar om hulp te kry by die Here se verteenwoordiger. Elke keer dit gaan oor om hulp te kry by die Here. Kan ek vir jou aanmoedig, verwag God se ingryping in jou lewe, verwag dat die Here iets spesiaals vir jou in jou omstandighede gaan doen. Bid daarvoor. Hoop nogtans, al lyk dit of alles hopeloos is, teen jou is. Ongelukkig dink baie mense, en hulle verwag net die slegste. Hulle dink oor die slegste en hulle verwag die slegste. Die Skotse geskiedskrywer Thomas Carlyle het 'n klankdigte vertrek in sy huis in Londen gehad, sodat die geraas van die buitewêreld om nie so plaas hy gewerk het nie. Maar een van sy bure het 'n haan gehad wat elke oggend gekraai het, en Carlyle het gaan kla by die buurman oor die haan. Nou ek veronderstel, hy het nie daardie tyd van die dag gewerk nie, so hy's nie in sy klankdigte kamer nie, en die haan wat kraai pla hom elke oggend. Die buurman kon nie verstaan hoekom kla hy nie. Hy sê dis net een keer 'n dag wat dit gebeur. En Carlyle sê, jy verstaan nie. Ek lê en wag vir die haan om te kraai. Dis die probleem, ek lê en wag vir die haan om te kraai. En soveel mense lê en wag vir die haan om te kraai, lê en wag vir die slegste om te gebeur. Hulle vrees vir die ergste wat hulle gaan tref. Hoekom nie eerder, en dis as kind van God wat ons moet doen, verwag die mooiste uit die hand van 'n liefdevolle God, uit die hart van 'n liefdevolle God, deur die almag van 'n liefdevolle God. As 'n baie mooi getuienis, en dis interessant, dit word geverifieer as die waarheid deur Snopes.com. Nou Snopes is die mense wat, wanneer daar nou mooi stories vertel word, dit gaan ondersoek om te kyk, is dit regtig waar die waarheid, het dit regtig waar gebeur. Nou baie keer sal jy kry dat predikers mooi stories vertel, maar is net mooi stories, dit nooit gebeur nie. Snopes kom, en as hulle dit gaan verifieer, dan kan ek dit maar oorvertel as die waarheid. So, Woensdag die 1 Maart 1950 sou die koor van Westside Baptist Kerk in Beatrice, Nebraska in Amerika 'n kooroefening gehad het, soos wat hulle elke Woensdag aand gehad het, 7:20. Elke Woensdag aand 7:20, dan begin hulle met hulle kooroefening, maar daardie spesifieke dag daag nie een van die 15 koorlede op. En dit verskillende redes. Die pianis het ingedit na ete, so sy en haar ma was laat gewees. Daar was 'n hoërskoolmeisie wat 'n skooltaak moes doen, huiswerk moes doen, en sy wou dit eers klaar maak. Ander egpaar se kar wou nie vat nie, en hulle sou weer 2 ander mense gaan oplaai, so 4 mense was laat gewees. Selfs die pastoor en sy vrou en hulle dogter was laat gewees, want hulle moes eers 'n rok stryk. En daar was iemand anders wat na 'n radioprogram geluister het, en hulle wou eers daardie radioprogram klaar luister. So het net gebeur dat elke een van daardie 15 persone nie daar was op daardie oomblik 7:20. Ook nie 7:25, toe daar 'n geweldige gasontploffing was en die totale kerkgebou verwoes is. Al 15 van hulle, insluit in die pastoor en sy vrou en sy dogter, sou dood gewees het as die koor daar was, maar hulle was nie. Nou, kom ek sê vir jou, dis nie toeval nie. Dis die hand van God in aksie.
my uitdaging vir jou is vertrou die Here. My begeerte vir jou is mag dit so wees dat jy saam met Jesus Christus hierdie wonderlike avontuur sal hê dat God dinge in jou lewe beskik wat nodig is om te gebeur tot jou voordeel en tot sy eer. Kom bid saam met my. Here, en so verwag ons dit. Ons kom maak onsself oop daarvoor dat U hierdie groot en spesiale dinge in ons lewe laat gebeur. Dat die wêreld sal kyk en sê dis toeval en ons sal sê nee, dit was God in aksie in ons lewens. Mag U die eer kry daarvoor. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek is so bly jy het saam met my geluister, as jy tot hier toe geluister het. As jy dalk 'n storie het van waar die Here toevallig, waar die Here ingegryp het en ons weet dit lyk so asof dit toeval was, maar ons weet dis God wat dit laat gebeur het. Wil jy nie sommer net in die comments dalk ietsie daaroor skryf en dit met ons deel, sodat ons mekaar kan bemoedig ook met wat die Here in ons lewens gedoen het. Ek so bly jy het saam geluister. Mag die Here vir jou 'n baie geseënde week gee en ons praat weer.